Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Kolossense 4 vers 6, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Sout het twee primêre doeleindes. Dit preserveer en dit gee geur. Dus, wanneer die Bybel sê dat jou woorde met sout besprinkel moet wees, beteken dit dat jou woorde van so aard moet wees, dat dit preserveer en nie verrotting bring nie. Dit moet ook geur bring, waar ons dit ook al spreek. Jakobus beskryf dit so in Jakobus 3 vers 11. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Mens kan nie namaak wat in jou hart aangaan nie. Want dit wat in jou hart aangaan, kom gewoonlik uit in jou woorde. So dit gaan nie net daaroor om te leer om die regte dinge te sê nie, maar ook om die regte gesindheid te hê. Want wat jy sê, weerspieël die dinge wat in jou hart aangaan. Jesus sê in Markus 9 vers 23, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dus het ons die vermoë om woorde van geloof te spreek, tot ons voordeel of tot ons vernietiging. Want wat jy ook al glo, so sal dit wees. So jy kan volgens die wet van geloof jou mond en hart in lyn bring met wat die duiwel vir jou sê. Of jy kan deur dieselfde wet van geloof jou mond en hart in lyn bring met God se woord, tot seën oor jou lewe. Glo en sê wat God oor jou lewe sê. Begin om woorde van genesing te spreek. So Salomo sê in Spreuke 12 vers 18, daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaard steke, maar die tong van die wyse is genesing. Here, dankie vir u krag wat my dra. Ek weet my woorde is houers wat my geloof dra, en daarom vra ek dat u my sal help om op te let na elke woord wat ek spreek. In Jesus naam bid ek dit. Amen.